Hoor julle? As sy, ek sien hier allemaal is op so'n bietjie in die slaap, die brein is 'n bietjie vasgevries nog en al die dinge, maar môre, ek hoop julle gaan vandag baie geniet saam met my en al die ma's en pa's, julle kan my later baie dankie sê. Goed julle. Julle sal nou weet hoe kom. Right, vanoggend is die 3 Junie, nie die 3 Julie nie. Ek het 'n fout gemaak. Jy het nie 'n maand verloor nie, dit is die 3 Junie. Okay. Ons gaan 'n bietjie gesels oor koning Dawid. Wie van julle het al gehoor van koning Dawid? Net so min. En as ek sê, wie het al gehoor van Dawid en Goliat? Ja, as hy nou ben. So Dawid en Goliat. Onthou, Dawid is 'n groot koning gewees, né? Daar was koning Saul en toe koning Dawid. En Dawid was 'n awesome koning. En ons lees in die Psalms en ons lees oral van koning Dawid. Maar weet julle wat? Koning Dawid was op 'n tyd 'n seentjie. En hy het 7 boeties gehad. Wie het 7 boeties? Wie het 6? 5, 4, 3, 2. Daar's as jy 2 boeties, 1 boetie. Waar kom jy die hand opsteek? Ek is jou boetie. Sjoe. Okay. En dan kom ons maak dit reg. Sissies, wie het 6 sissies? 5, 4, 3, 2, 1. Hasse. Nou koning Dawid het 7 boeties gehad. Nee. Nou die tyd wat koning Dawid 'n kind was dit verskriklik belangrik geweest om diensbaar te wees. Om in die huis werkies te gedoen het. Want jy het nie al die ander klomp dinge gehad wat ons net net die lewe maklik maak. Die lewe was baie keer so 'n bietjie moeiliker geweest. Hulle het nie al die lekker masjiene gehad. Dit is sê was goed was. Nou is dit so moeilik soos staan. Ewen ek was goed was. Verstaan jy? Ek kan ook nie stry nie, maar kan was goed was, né? En daai tyd het die hande gewas. En nie eens lank terug het ons op die hande gewas. Jy weet, ons het soveel goed in die lewe ons makliker gemaak wat hulle nie gehad het in daai tyd. Toe koning Dawid nog 'n seentjie was, né? Dawid. En Dawid het 'n spesifieke werkie gehad. Hy moes skape oppas. En dit was baie belangrik, as hy nie sy skape se oppas nie, sou die wilde diere dit kom eet. En dan het hy kos nie. Skape is weg. Not good. So, om diensbaar te wees, is baie belangrik. Soos, goedjies, wat is diensbaar? Wat se taak is dit julle alles by die huis doen? Ek het 'n bietjie hoor, ek het nou 'n bietjie vergeet. Wat se taak is daar? Kom ons hoor 'n bietjie. Daar agter. Skottelgoed was, dit wat ons almal die meeste haat. Ek kan nie verstaan nie, hulle bou daai net op 'n hoogte dat jy rug seermaak, né? As jy baie skottelgoed was, as jy daar as en nou, dit seer, né? Wat is daar nog? Die kamer aan die kant maak. Ja, hier. Die honde kos gee. Kos wat ek so? Wat wil jy sê? Ja, speelgoed optel. Wat sê jy daar? Die wat? Ja, die honde kom op. Dit is die ergste wat ek al. Dit is die ergste al. Wat is daar nog? Wat sê jy nou? As ek so op Daniel sê, ek het gesê wat jy gesê het. As ek uitvat, skoonmaak uitvat. So julle hoor, wie was 'n kar was? Ja, ek het altyd kar gewas. My boetie het daar met 'n slap riem gevang. Net so voor hy pot so gaan en geswat en dan sê, "Bro, ons gaan was in die kar voor ek ry." Dan begin my boetie, hy het 2 nappe in die emmer, hy was so deur en sê ek nou terug. As hy weg, dan was ek so hele kar vol. En my boetie drink koffie. Hy was slim. Ek het net my boetie gehad nie, maar ek sal dit my kinders doen. So ons het diensbaar goedjies doen vir pappa en mamma, dit is belangrik, dit help hulle die lewe. Nou ek het vanoggend 'n game speel met julle. Dit is 'n bietjie ook om 'n bietjie julle vernuif, julle skills, julle vaardighede om te help
te kan verbeter. Nou Ruben, ek het gister met jou gereël, kom jy gaan my voorhand toe, en dan moet ek 'n dogtertjie, 'n meisietjie, wat so kom, as dit, alright, julle twee gaan 'n kop-aan-kop stryd wees, right, maar as ook 'n generasie 'n bietjie ouer ook, so wie gaan ons nog vra, as nog 'n ouer seun, Paul, jy, en, so moet jy raafter, as hy, julle twee, ons het weer, hier, as hy, right, julle kan net daar so staan, en observeer, want is dit nou twee generasie, en dis hier so, right, julle twee, julle reg, die game is baie eenvoudig, hierso, het ons 'n wasgoedlyn, dit is nie nou een nie, maar dit veronderstel is 'n wasgoedlyn, okay, hierso is wasgoedpennetjies, okay, ek gaan julle 20 sekondes gee, om soveel wasgoedpennetjies as wat julle kan op te sit, maar jy moet nou, jy moet die kant wees en jy moet die kant wees. So net vas 'n stopwatch kry. En natuurlik, wie stem vir die meisies? Die meisies. Okay, kan ek julle hoor? Hallo, meisies. Wie stem vir die manne? Alright, 20 sekondes, 3, 2, 1. Wag, 3, 2, 1, go! Come on, girls, lekker win! As hy, ons is hier op 5, 6, 7 sekondes, kom, nie so ver, as jy nie so, man, gaan nie so. Right, kom, boys, kom aan, steeds, as hy, 19, en stop. Okay, kom stel, 1, 2, 3, 4, 5, 6 verkeer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Baie, ons het geen punt vir die dames, nou ek kyk hier so, nee. As nie? Ek moet nie nou sê, dat op wetheid wen, maar op spoed wen. Okay, right, kom julle is nog op die agter, baie dankie julle aan het klap. Alright, next. Okay, dankie, baie dankie. Nou het ons die volgende semifinaal. Dis is in julle twee. Neem asseblief, is julle plekke in. Wie stem vir haar? Wie stem vir hom? Ek wil net sê, daar is baie op my skouers. Maar as jy nou verloor, dan verloor die man en jylle man. Ek kan ons ooit sê, eindelijk, weet jy het verloor, dan kan die maas nie sê, ons moet goed doen. Nee, ek sê, kom ons kyk nog een keer, as hy stuif, dan ek my stopwatch reggeruim. Ek kan net om reset, ek kan nog van een rede weet ek nie. Alright, 3, 2, 1, go! Alright, 3, jullie gaan gaan weg, kom ons kyk een beetje daar, ons het 2 aan die winter, as hy hier so is, skiel wat hier in die gang is, kom ons steer met die jaar mense, kom maar, as hy kom hier sien, en dan sê dat die man nog voor met een boy, hier so, as hy onthou, jy weet een op die sit, maar kom ons, laat ons gaan, dan sien, julle is geen aan het op, hierdie was een grote gewees. Ons sien, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 vir die girls. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 vir die manne! Alright, baie dankie Paul, dankie Ruben, julle tweekies gaan vir my net hier so staan. Ons gaan nou finaal hê. Onthou nou net, jy is bietjie ouder. So jy moet net so 'n bietjie, om net, ek gaan haar 'n headstart gee, van 10 sekondes. So omdat hierdie 'n finaal is, kry jy 'n headstart van 10 sekondes, en dan speel vir 30 sekondes. Dan gaan jy weer die stopwatch kom. As jy pennetjies gelaai, okay, laat ons sien. Pennetjies is gelaai,
Ek het nog steeds nie my korrigsie te reset nie, maar daar gaan dit nou. Okay. Ek gaan weer sê as jy kan kyk. 3, 2, 1, go. Wat is dit? As hy weet jy as die dames 3, 2, 1, go. Jy gaan ons nou, julle mooi sê dis. Ek wil sien wie kan basket opvang die beste. Ons is hier so op 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop! Ja, dat was awesome geweest. Kom staan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Dis goed, dis goed. Dis reg. Kom staan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Met 1 penetjie, Ja, ek het af of my dan kan werk vir. Dit was wonderlik geweest. Julle, ek het nie vir die mans gekry. Net een meer as jy gehad. Maar nog steeds baie dankie nog aan dit op dankie julle. So ons het nou gesien en gehoor, was allemaal huistakies gewees. Nou, huistakies is net so belangrik, soos wat Dawid sy huistakies was. Sê Dawid sy skapies oppas, dan kos kan wees en so. Maar huistakies is baie belangrik, want papa en mama het dit nodig. Hulle het nodig dat jy die wasgoedsaak, die vulle sak uitvat en help om wasgoed op te haal. Anders moet hulle al my werk self doen. En weet jy wat die wonderlike is dat God deur ons werk, dat ons diensbaar is. Julle sê, ken julle die storie van Dawid? Hierdie Dawid en Goliat speel, onthou julle dit? Ek het julle nog gevra wie onthou die storie. Kijk, weet julle hoe dit begin? Wie weet die storie van Dawid en Goliat begin? Kom ons wil 'n bietjie aan. Baie mooi, dat sê, dankie. Dawid moes eers diensbaar wees. Dawid moes diensbaar wees onder sy boeties. En dus het die hele storie van Dawid en Goliat begin het. Dawid moes iets doen vir sy boeties. Nou kom ons hoor gou wat het moes hy doen. In 1 Samuel 17 vers 12 tot 20 lees ons. Dawid was die seun van 'n Efratiet, iemand uit Bethlehem in Juda met die naam Isaai. Hy het 8 seuns gehad. In die tyd van Saul was hierdie man al oud en uitgeleef. Die 3 oudste seuns van Isaai het Saul na die oorlog toe gevolg. Die name van die 3 seuns wat gaan veg het was Eliab, die oudste Abinadab, en die tweede en Sama, die derde, hy is 'n man. Dawid was die grootste, die jongste. Die 3 oudstes het Paul met Saul saamgegaan. Maar Dawid het hom weer na Saul gegaan en dan weer sy pa se tuin en Bethlehem vanoggend. So Dawid was daar, hy was by Saul en dan kom hy terug en pas hy weer die skapies op. Die Filistyne het 40 dae lank vroeg in die môre teen die aand nader gekom en reg oor die Israeliete gaan staan. Daai Filistyn se naam is Ek weet nie. Goliat. Isaai het vir sy seun Dawid gesê: "Vat op vir jou broers 16 kg gebraaide koring en 10 brode en bring dit gou vir hulle in die kamp. Die 10 kase moet jy na die aanvoerder van die afdeling toe vat, dan moet jy sommer kyk of dit nog goed gaan met jou broers en bewys daarvan saam. Saul en jou broers en die hele Israel is in die laagte by die groot boom aan die veg teen die Filistyne. Dawid het die môre vroeg opgestaan, die klein vee die wagter afgegee, die goed opgetel en gegaan, soos Isaai hom beveel het.
Net toe hy by die kamp aankom, het die leer wat na die gevegslinie toe uitgaan, die oorlogskreet aangehef. Dawid was gehoorsaam en het gedoen wat hy Saul gevra het. Nou julle weet, baie keer vra papa en mamma vir ons 'n ding. En dan is ons soos, oh man, ek is nie nou lus om dit te doen. Die papa en mamma sê vir jou, jy sê bijvoorbeeld TV kyk, né? Wat is stories kyk julle nou? Wat is nou ander ding, Mr. Bean en 'n meisie? Wie kyk wat Mr. Bean wat in 'n meisie is? Ek love it, dis lekker. En oulike stories, jy kyk jou gunsteling stories. En hier kom papa en mamma en hulle vra jou, Bram, sal jy asseblief die skool goed gaan was? Dan is jy soos, oh man, is jy nou lus om skool goed te was, want hy gaan nou die geveg wen. En die baas sê, kom Bram asseblief, ek het soveel werk om te doen, sal jy asseblief vir my doen? Dis soos, oh nee, die ding is, betekent sê, was lekker om iets te doen, nie, maar dit is belangrik dat ons dit doen. Wie weet julle was al in die oorlog? Weet nie. Dis nie 'n lekker plek om te wees, weet of jy het oorlog vir ons gekyk het. Dis, die mense gaan dood, dit is scary. Hierso sê Dawid se pa vir hom, gaan oorlog doen, en gaan vat jou broers kos. Dit was nie so 'n maklike taak nie, en hy moes ver ry. Dit was nie so, hy het nie so in jou kar geklim, en jou veerpaard lang, en dan is hy vol gelaai met die braaide koring, en dan hy gegaan en boetie toe. Hy moet lyk het nou, hierso pas nie hierdie. Gee my iets het wys hier leef nog. Jou kous, dankie. So, bye. En hy het terug huis toe. Dit was nie so nie, jy het baie ver gereis, deur 'n ware woestyn, oor baie klippe, na 'n gevegsone toe. Dis crazy. Maar weet jy wat het gebeur? God het vir Dawid gebruik. Hoor hierso. 1 Samuel 17 vers 48 tot 50 sê: Toe die Filistyn regmaak en nader kom om Dawid te ontmoet, want Dawid het gesê: Jy gaan nie my God so verkleineer nie. Want Goliat het elke oggend gegaan en hy gesê: Die Filistyn se gode is groter as God, as Israel se gode as God. En hy het die Israeliete gespot, en hy het God gespot. En toe Dawid gesê: Jy gaan dit nie doen nie. Nee. Jy gaan dit nie doen nie. Ek gaan jou omveg. En ek sal nie wil dat jy dit doen nie. Toe lag Goliat vir my sê: Ag, wat jy so tyd man. En toe Dawid op die gevegsterrein kom, toe sê hy: Toe die Filistyn regmaak en nader kom Dawid ontmoet, het Dawid die Filistyn vinnig op die gevegterrein tegemoet gehardloop. Hy het hom toe gehardloop. Dawid steek sy hand in sy sak en haal 'n klip uit en begin om te draai. En hy gooi daai klip met die slukkervel en hy tref die Filistyn Goliat teen die voorkop. Kom! En daai groot reus val. Die klip het ingegaan in sy kop en hy is dood en hy val. En met die slingervel en klip was Dawid sterker as die Filistyn en het hy hom verslaan en doodgemaak. Dawid het nie eers 'n swaard by hom gehad nie. Weet jy wat gebeur? Dawid se hele lewe was 'n voorbereiding om Goliat te oorwin. Dawid moes die skapies oppas en daar het Dawid geleer hoe om 'n slingervel te gebruik. Want as daai wilde diere nader kom, maar gooi hom met 'n slingervel. 'n Slingervel is soos 'n ketting net in die ou dae. Jy moet so geswing, dan los jy een kant en dan move baie kant. So dit het baie seer gemaak op klippe kan doodmaak. So dan gooi hom met die klip en dan val die dier weg of hulle maak die diere dood of wat ook al. Ander ding wat Dawid geleer het was, Dawid was trots. Hy was trots op die groot ding wat hy geweet, dit wat hy doen, is hy diensbaar vir sy pa, en hy is gehoorsaam en hy doen wat God opvra om te doen. So dat hy trots op gebou. So wat gebeur het was, Dawid se hele lewe van diensbaarheid het hom geleer om Goliat te oorwin.
Omdat Dawid diensbaar was, teenoor sy gesin, teenoor sy pa, was dit vir hom maklik om diensbaar te wees vir God. En alles wat hy in sy lewe geleer het, kon hy daai nog gebruik, om Goliat te oorwin. So wat kan ons leer by Dawid? Eerste ding is, dis nogal snaaks, nee. Dawid se pa stuur hom na die gevegsliedjie speel met sy boetieskoste van oorwinning oor 'n reus. Imagine dit. Jy wat breekies vir jou boeties wat honger is en dan oorwin jy gou oorlog, oorwin die reus. Dis al interessant, nee. So die eerste wat ons leer is, dat baie keer as ons dit doen, as ons gehoorsaam is en as ons diensbaar is, en as ons doen wat Papa en Ma vir ons vra, werk God deur ons dade. Al die kinders, gee vir Papa en Mama 'n stywe drukkie, of 'n oupa en ouma langs, gee hulle 'n stywe drukkie. Voel hulle daai liefde wat jy kry, nou, is 'n liefde wat jy gee, wanneer jy iets spesiaals aan dit doen, wanneer jy gehoorsaam is en doen wat Papa en Ma vir jou vra. So die eerste ding wat God doen is hy werk deur ons diensbaarheid om liefde te wys. Dan die tweede ene is, ons moet hoor dat dit wat Dawid nodig gehad het, al die kennis en die vaardighede wat hy nodig gehad het om die reus te oorwin, het hy geleer waar? By die huis. En daai tyd was dan nie Google en al sulke interessante goede, die Discovery Channel, hou iets by en goed nie. Het jy daar geleer hoe goed werk jy by die huis het geleer? Het geleer by jou pa en jou ma om dinge te doen. En omdat Dawid gehoorsaam was en graag gedoen het wat hy moes doen, het hy alles geleer wat hy moet leer. En dit was nie anders as ons huisgesinne vandag se tyd eintlik nie. Want ons sê en navorsing wys dat kinders eerste by hulle pappa en hulle mamma leer, voor enigiets anders. Voor die TV, voor enigiets anders, leer hulle heel eerste by pappa en mamma, wat pappa en mamma doen. En wanneer ons diensbaar is, en we leer pappa en mamma vir ons iets sien. Ek het 'n storie vertel, en ek het dit al vir julle vertel, is ons huis het 'n lang gang gehad. Maar 'n lang gang. Julle? Dit was 'n skielie gang. Heel aan die onderkant van die gang was daar 'n lig gewees. En dit was baie skielie. Ek wil vir sê, ek sê bang vir die donker nie, maar dat jy altyd die lig gegee. Jy weet, jy is bang vir die lig as jy hom so afsit. Reg om weg te gaan. Nee. Tommy, jy stem saam, nee. Dit is skielie plek. En dan elke aand, dan sal my pa vir my of my boetie gevra het, gaan sit die stoeplig af. Jonge. Dan stap jy almal na voor en dan stap jy hierdie lamp af. En as jy afstap, is alles lekker, is lig. Maar jy begin so vrees in jou kry. Want jy weet as jy daai lig afsit, dan gaan dit skerie wees. So dat jy gewoonlik opgekom, het so gegaan, en dan het jy so gestaan en dan jy en as jy omdraai, dat jy mis geklaap. Dan gaan jy terug. En dan daar kom jy, nee. Dat was scary. En ek kon nooit verstaan of my pa vir my wat dit doen. Ek weet dit is scary. Ek kan hy nie gaan dit doen. En toe vertel ek van my die storie, toe hulle klein was daar 'n kombuisie op 'n ding gewees. Daar was omtrent so 150 meter van die plaashuis af gewees of so ietsie. En dan moes hy so toe stap in die aande om te gaan afsit. En as hy terugkom met my oupa vir hom ietsie gegee daarvoor. Wat ook al. Wat hy dan gekry het. En daar leer ek toe nou, dit gaan daaroor dat my pa my geleer het om nie bang te wees vir die donker nie. Om nie bang te wees vir dit wat ek oor onseker kan wees. Ek was diensbaar, en ek was gehoorsaam, ek doen wat die pa my gesê. Ek het die stoeplig afsit, elke keer, en ek het gedoen. En daai stoeplig het gebrand tot ek hom afgesit het. Dat beteken as al pa nie kwaai raak en sê, jy gaan sit hom nou af, ek het my klag gepraat. Dan moet jy gaan, en sê, come on. Maar op so 'n manier het my papa my geleer om nie bang te wees vir die donker nie.
En so ook, leer ons altyd iets by ons papas en ons mamas in die huis gesin. Hulle wil ons graag leer, om skool te was, is belangrik, en leer dit aan. Jy is diensbaar en wys, wauw papa en mamma, ek was graag so met die skool goed, want ek is lief vir julle, maar jy leer wat ons skoon te leer. As papa en mamma vir jou sê, van die vullesak uit, dan klink dit ook vir jou soos die stupidste taak in die wêreld. Maar as jy maar los, dan gaan jy huis om vrede kom, en dan gaan stink, en dan as ek geloof is die werk. Nee. Dus dan jy wil eet, jy wil nie elke derde hapje een vliegraak byt. Dis nie goed. So, en dan jy nog as jy in jou eie huis is, dan weet jy, ek moet die vullesak uitvat, om skoon te wees. Maar ons nog 'n dieper ding. As ons op aarde leer, om diensbaar en gehoorsaam te wees, vir papa en mamma, kan ons leer om diensbaar en gehoorsaam te wees, teen God. As ons hier kan leer, om diensbaar te wees teen papa en mamma, dan kan ons leer om diensbaar en gehoorsaam te wees teenoor God. God is ons papa. En hy vra baie keer van ons dinge. Hy vra baie keer van ons dinge wat ons plek en moeilik is. Nie so lekker is altyd om te doen nie. Maar ons doen dit. Want ons weet God vra dit van ons. En ons is gehoorsaam wat God vir ons sê. As ons, wat ons het geleer om te doen. As ons nie gehoorsaam is aan God nie, is dit 'n slegte ding. Maar om gehoorsaam te kan wees, dan moet ons eers leer hoe om gehoorsaam te wees. En dit is by papa en mamma. En diensbaar is baie belangrik in 'n Christen se lewe. Daarom leer ons eers om diensbaar te wees by die huis. Ons leer om diensbaar as ons graafies doen, fliks wees. As papa sê sny die gras, dan sny die gras. Ons het op 'n plot gebly, die grasperk was so groot soos 2 rugbyvelde. En my pa vir my gesê, gaan sny die gras. Dis net weer daar. As jy klaar as jy tyd in die Desember. So, maar hy het gedoen. En het geweet, het moet gebeur. En weet julle wat? Na die gras gesny, want ek op daai gras geoefen vir die rugby seisoen. Ek kon dit daar gewerk. God leer ons om diensbaar te wees op soveel plekke in die Bybel, dat het eintlik vir my moeilik was om 'n teks te kry. Maar ek wil spesifiek vanmôre praat van koning Dawid. Ek sluit vanoggend se diens af met die woord. Koning Dawid was die grootste en awesomeste koning wat Israel ooit gehad het. Sy seun Salomo was die wysste koning wat ooit was. Waar dink julle het koning Dawid geleer om so 'n goeie koning te wees? Deur Google? Was nie Google nie. Deur DSTV, Discovery Channel? Nie. Deur Cartoon Network? Nie. Deur skool? Nee. Wat het hy geleer? By die huis. By papa en mamma. Hy het geleer deur om as hy gehoorsaam is die ervaring wat God vir hom gegee het. En hy was die groot en wyse koning. God wil ons elke dag, almal van ons leer om diensbaar te wees. Hy wil ons leer deur as ons diensbaar is, ons sekere skills en vaardighede aan te leer in die lewe. En op so 'n manier wil ons ook leer hoe om saam met hom te leef en 'n lewe te leef soos dit hy wil hê dit geleef moet word. Koning Dawid is 'n rolmodel vir ons almal om gehoorsaam te wees en om diensbaar te leef. Ons praat hierdie volgende tyd oor Lego. Lewe en gee om. En dis ons kinderweek tema op. En ons begin eers om te leer om te gee. Waar? In ons huisgesin. Ons gaan in 3 vlakke beweeg. Diensbaar in die huisgesin, diensbaar in die gemeente, diensbaar in die gemeenskap. Waar begin ons om hiervan te leer? In die huisgesin. Mag jy my vanoggend iets geleer het vir om diensbaar te wees? Hoe belangrik dit is, wat jy alles daarvan kan kry, hoe dit jou lewe gaan inkleed. En nou, elke keer as papa en mamma vir jou vra om ietsie te doen, of as papa en mamma vir jou ietsie doen, sal jy weet, dit is eintlik 'n baie groter prentjie, as net iets wat gebeur. Dit is eintlik 'n manier ons leer van die lewe en die leer van God. Ons maak ons begin.